Lukas 16 vers 1 tot 31. En hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het, en hy is by hom aanklaag as een wat sy besittings verkwes. En hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen, want my Heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie, om te bedel skaam ek my. Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang. Toe roep hy die skuldenaars van sy Heer, een vir een, en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my Heer? En hy antwoord, 100 vat olie. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna sê hy vir 'n ander, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 moed koring. Toe sê hy vir hom, neem jou skuldbewys en skryf 80. En die Heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle heel in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle heel eie gee? Geen huiskneg kan 2 here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aangaan en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. En die fariseërs wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskim. En hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. Die wet en die profete was tot op Johannes, van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En elkeen dring met geweld daarin. Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan, as dat een titel van die wet sou val. Elkeen wat sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreek. En elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreek. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelberig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in die smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom,
As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.